Almal, in hierdie video gesels ek oor ekonomiese stelsels of ekonomiese sisteme en dit is leereenheid 3 van ons AJKN 121 module. Dis nie so moeilik om te verstaan dat hierdie vraagstukke van wat, hoe en vir wie om te produseer op een of ander manier beantwoord moet word nie. Ons het nou in die eerste en in die tweede leergedeeltes gesien dat die basiese ekonomiese vraagstuk is skaars hulpbronne, onbeperkte behoeftes, dit lei tot keuse, dit lei tot geleentheidskoste. Dit het ons 'n bietjie gepraat oor markte en vraag en aanbod, maar die groot vraag is dan nou, as ons sê, ons moet besluit watter goedere en dienste word geproduseer, hoe word dit geproduseer, vir wie word dit geproduseer, moet dit op 'n manier beantwoord word. En die ekonomiese stelsel is dan nou presies hoe daardie vraag beantwoord word. Ek moet dalk nou hier toelig om te sê, as dit gaan oor watter goedere en dienste, dan bedoel ons letterlik, moet ons skoene of hemde produseer, moet dit arbeidsintensief of kapitaalintensief wees, en vir wie produseer ons? Is hierdie produkte vir die ultra-rykes of vir die lae-inkomste mark? So dis die soort vraagstukke wat dan binne in 'n ekonomiese stelsel oor besluit word. Nou, so stelsel kan 3 vorme aanneem, die tradisionele stelsel, die markstelsel en die bevelstelsel, en dan 'n mengsel van hierdie. Die tradisionele stelsel sien ons nie eintlik meer vandag nie. Dit is 'n baie ouer weergawe van hoe die ekonomie georganiseer word. Die bevelstelsel is ook relatief skaars. Meeste stelsels deesdae is gemengde stelsels. Die verskille tussen hierdie stelsels gaan in hoofsaak oor eiendomsreg. Wie besit wat? Besit jy eiendom, letterlik dan nou grond of gebou, of besit jy 'n stuk toerusting, besit jy die kapitaal in jou bankrekening? Wie sin is dit? En hoe word daar besluit oor hoe dit gebruik word? So die eiendomsreg is 'n belangrike deel van hierdie storie, en julle gaan nou sien hoe dit alles mooi in mekaar steek. So in die tradisionele stelsel is die vraag van wat, hoe en vir wie daar geproduseer word, eintlik dan op baie eenvoudige tradisionele wyses beantwoord. Mens moet nou regtig dink aan die ekonomie voor, ek wil amper sê, nog voor die nywerheidsomwenteling, selfs voor dit dink middeleeue, waar produksie meestal in die huishouding plaasgevind het. Jy het maar iets gemaak wat jou huishouding hulpbronne voor het en dan vaardighede voor het, en dit was hoofsaaklik vir eie verbruik, want dit was maar 'n bestaans-landbou situasie met dalk so 'n bietjie ekstra, ek weet nie wat, sê maar, ons praat van ekstra melk wat verkoop word, of die melk word botter, dit word verkoop, of dit word kaas, dit word verkoop. Dit is 'n baie eenvoudige ekonomie, voordat daar waarlik nywerheidskaalproduksie was. Jy het maar self jou klere aan mekaar gesit en jou skuiling verbeter, en dan het jy waarskynlik nie die grond besit waarop jy gebly het nie. Daar was 'n landheer van een of ander aard, of dit nou 'n Engelse duke of 'n earl was, of 'n Afrika stamhoof. Dit was iemand anders se grond en jy het dit maar half gebruik, gegee die gedeelte van die produksie wat jy oorbetaal aan die persoon as 'n belasting. En dan as mens nou sê, wat word geproduseer? Die kort antwoord is, wat ons nog altyd geproduseer het. Die goed waarvoor ons hulpbronne en vaardighede het, is dan ook nie vreemd in so 'n stelsel, werk die kinders maar in presies dieselfde rigting as die ouers nie. Ons weet nou later is hierdie vorm van bestaanslandbou verander deur die gilde stelsel, waar jy 'n smid kon word, of een of ander so gespesialiseerde vaardigheid kon ontwikkel, en dalk in 'n stad 'n werk kon kry in daardie opsig, maar selfs dit was baie staties en so oorgedra tussen generasies. Die metodes was tradisioneel, nie innovasie nie tegnologie nie, alles is maar op die ou manier van doen, en dan nou vir wie? Wie kry die uitset? Jou produksie is hoofsaaklik vir jouself, met 'n groot gedeelte daarvan wat dan gaan na wie ook al die tradisionele hoof is. Hulle belas jou, dalk nie noodwendig in terme van geld nie, maar in terme van uitset wat hulle dan konfiskeer. En sê maar 'n gedeelte van die oes gaan terug na die prins of dan die hoofman.
van watter aard ook al. So dit is eintlik 'n stelsel wat nie meer bestaan nie, maar mens kan sien, dit is 'n manier hoe die gemeenskap georganiseer is, wat dan nou die groot ekonomiese vraag beantwoord het vir 'n tyd lank. Die belangrike punt om te besef is dat hier is 'n mate van privaat besit, maar dit is onderhewig aan tradisionele praktyk. En die koördineringsmeganisme, die manier hoe besluite geneem word, is deur die tradisionele manier van doen. Dit het die besluite bepaal en gedryf. En die markekonomie is heeltemal 'n ander storie. Ons kan ook praat van die markekonomie as die kapitalistiese stelsel, en markte speel 'n groot rol in hierdie stelsel. Markte wat werk deur prysyne. So die vraag van wat moet ons produseer, is baie maklik. Ons produseer die goed wat verbruikers wil hê, en spesifiek waarvoor hulle bereid is om te betaal. Dit is eers 'n effektiewe vraag as jy jou behoefte het en jy kan geld agter dit sit. En ondernemings organiseer, hulle vat die produksiemiddele of produksiefaktore en hulle produseer die goed wat verbruikers hulle geld op wil uitgee. Hoe doen hulle dit? So koste-effektief as moontlik. So as dit die beste koste-oplossing is om baie arbeid te gebruik en min kapitaal, dan doen jy dit. As dit beter is om meer kapitaal-intensief te wees, dan doen jy dit. As jy plaaslike insette goedkoper gebruik, dan kies jy daardie, of as jy ingevoerde insette kan kry, dan gebruik jy dit. So dit gaan absoluut oor 'n onderneming wat wil wins maksimeer en so teen so lae moontlike koste produseer. Nou die vraag oor wie kry die uitset, vir wie is hierdie produksie, dit hang af van wie het geld om daarvoor te betaal. En dit hang af van die vergoeding van die produksiefaktore. So as jy skaarsvaardighede het, kry jy 'n groter salaris. As kapitaal skaars is rente daarop hoog. As grond skaars is die huur daarvan baie. So die betaling van die produksiefaktore, en soos ons nou dink aan die kringloop, dit bepaal dan ook watter goedere en dienste jy op die ou end kan koop om te verbruik. En dit is die hart van die werking van die markekonomie. So hier gaan dit absoluut oor privaat besit en eie belang. Mense doen wat goed is vir hulle self, maar as almal dit doen, is dit ook goed vir almal. En die werking van die markte, vraag, aanbod, die ewewigsprys en hoeveelheid, Adam Smith het gesê, dit werk soos 'n onsigbare hand om ekonomiese aktiwiteit in 'n rigting te stuur. As daar 'n tekort of 'n skaarste is en pryse is hoog, dan reageer die mark en die aanbod neem op die ou end toe om te voldoen aan daardie groter hoeveelheid gevra. En op dit gebeur alles in die agtergrond. Daar is nie 'n hoofman wat 'n sê het nie, daar is nie 'n regering wat 'n sê het nie. Dit is die markte wat bepaal hoe ekonomiese besluite geneem word en hoe hulpbronne gebruik word. Ek het nou hier so 'n klein tabelletjie gemaak wat dit in so 'n bietjie meer detail verduidelik. So by wat om te produseer? Die goed wat nut maksimeer. En dit is natuurlik dan nou waarvoor jy bereid is om te betaal. Dit gaan nie net oor behoefte nie. En hierdie goedere word in hoofsaak deur die mark voorsien, maar daar is openbare goedere wat deur die staat voorsien word deur belasting. So in hierdie suiwer markekonomie is daardie openbare goedere baie beperk. Dis goed soos die weermag word deur die staat befonds. Dis net nie prakties om privaat weermagte binne in jou land te hê nie. Dis 'n resep vir moeilikheid. So dit word sentraal voorsien, maar al die ander goedere en dienste is ondernemings of dan nou firmas en huishoudings in interaksie met mekaar deur die markmeganisme. Die hoe, soos ek gesê het, gaan absoluut oor die laagste koste, die hoogste produktiwiteit en besluite word geneem om wins te maksimeer. En die vir wie, alles hang af van hoe jou produksiefaktore vergoed word. As jy baie inkomste kry uit jou produksiefaktore uit, het jy ook 'n groot eis, ons kan maar praat van 'n claim, op die hoeveelheid goedere en dienste daar buite. Jy kan net soveel meer daarvan hê, omdat jy daarvoor kan betaal. Hierdie vorm van kapitalisme het verseker 'n klomp kritiek wat daarteen gemik word. En die grootste daarvan is dat dit lei tot besondere ongelykheid. Ryk mense wat ryker word oor tyd en
soos die data nou onlangs begin wys het, is 'n middelklas selfs wat swaar kry, en armes natuurlik ook. So die kapitalistiese stelsel wat reuse salarisse betaal aan skaars vaardighede, wat 'n baie goeie opbrengs gee op skaars kapitaal, wat 'n hoë konsentrasie van eienaarskap het van natuurlike hulpbronne, beteken dat 'n handvol mense besonder ryk word en die res nie soveel nie. En dis die groot kritiek teen kapitalisme. Niemand sê dis oneffektief nie. Dis verseker effektief, maar dit is nie baie regverdig nie. En dit is dan nou waar die teenkanting vandaan kom. Die vraag is of daar 'n alternatief is, en die alternatief is nie die tradisionele stelsel nie. Niemand sê kom ons gaan terug na die middeleeue toe nie, maar daar is 'n klomp stemme wat sê moet die owerheid nie 'n groter rol speel in die ekonomie nie, moet daar nie meer herverdeling wees nie. En dis hoe ons dan nou by die sogenaamde beplande stelsel uitkom, die sentraal beheerde stelsel, as 'n alternatief oor hoe ons die gemeenskap organiseer om die groot ekonomiese vrae te antwoord. Hierdie bevelsekonomie se belangrike eienskap is, dit gaan hier oor die staatsbesit van hulpbronne. Die produksiefaktore behoort aan die staat. Alle grond behoort aan die staat. Kapitaal behoort aan die staat. En jy kan ook sê, jou mensekapitaal, jou arbeid is jou eie, maar die staat beplan ook en sê vir jou waar jy gaan werk. Nou, daar's nie meer sulke stelsels op hierdie skaal in die wêreld nie. Mens moet eintlik terugdink aan die Sowjetrepublieke van die 1930s, 40s en 50s, wat sentrale beplanning werklik op hierdie tipe van vlak gefunksioneer het. Die vraag oor wat om te produseer, die regering het besluit, daar was 'n 5-jaar plan wat gesê het, die behoefte aan wit hemde en swart skoene en blou rompe is soveel miljoen eenhede, en ons moet dan nou die produksiefaktore kombineer, dat ons genoeg kan produseer, dat elkeen hemp en 'n broek en 'n blouse en 'n romp en 'n skoene kan hê. So dis die vlak waarop daardie 5-jaar planne gefunksioneer het. Hoe moet ons dit doen? Die 5-jaar plan sê vir jou, ons gaan dit by hierdie fabriek produseer, ons gaan soveel arbeid in diens neem, ons gaan hierdie produksietegnieke volg, alles is uitbeplan deur die staat. En dan ek natuurlik die vir wie kry hierdie produksie? Ook dit is geallokeer. Maar daar is salarisse betaal, so daar is bietjie van 'n markmeganisme, maar jy het jou salaris by die regering se winkel gaan bestee, waar tekort in die orde van die dag was. Die eindresultaat hiervan is dan dat daar was baie herverdeling, daar was baie groter gelykheid in so 'n stelsel, met 'n klein elite bo aan, wat so bietjie meer gehad het. Maar dit is waarlik, hierdie is nou die hoë kommunisme, as mens daaraan dink. En ek sê altyd vir my studente, so ek sê sommer vir julle ook, hierdie boek, mens kan nie mooi sien hier agter my cameo nie, sy naam is Red Plenty, en die outeur is Francis Spufford. Is 'n fantastiese boek om te lees oor hierdie sentraal beplande ekonomie. Dit gaan maar basies oor die Sowjet-ekonomie van die 1940s en 50s, en ek maar na die Tweede Wêreldoorlog, so die 50s en 60s, maar dit is geskryf as 'n storie. Dit is nie net 'n klomp historiese feite en 'n vertelling van hoe dit was nie. Die een karakter, hy werk vir die sentrale beplanningsdepartement. 'n ander ou, hy was so 'n soort van 'n tussenganger figuur, want hierdie beplanningsstelsel het nooit so glad gewerk in praktyk soos op papier nie. So, sy werk was om die hulpbronne bymekaar te sit, agter die skerms dinge te doen. Daar's die professor wat dan eintlik amper sê sy werk verloor en op die platteland op 'n plaas moet gaan werk. En al die dinamiek van hierdie beplande ekonomie en al die probleme daarvan eintlik baie mooi en interessant beskryf, en ek dink dis 'n belangrike een om te lees as mens nou ooit 'n moderne era kommunis raakloop, dat mens sinvol met hom kan argumenteer. Daar was nooit 'n Red Plenty nie. Daardie rooi kommunistiese ekonomie het dit reg gekry om verseker om nywerheidsontwikkeling te bevorder. Met die ou Sowjet era, hulle was 'n kernmoondheid, hulle was 'n wêreldmag gewees, en hulle het dit gedoen van
'n landelike ekonomie af in die sê maar teen 1915 het hulle teen 1950 met die FSA meegeding op daardie vlak. Maar die deursnee burger was arm en ek dink mens moet dit nie uit die oog verloor nie. So die groot storie dan daar is die 5-jaar-planne en die staatsbesit van hulpbronne. Ja, ek gaan nou hier herhaal nie, dis eintlik maar wat ek nou in al die vorige stukkie gesê het, maar die grappie hieronder wat nou 'n bietjie weggesteek is daar's 'n oproep na Yuri Gagarin se huis en sy dogter antwoord die foon en hulle vra maar wanneer gaan haar ouers terug wees by die huis. Ja, haar pa is in die ruimte en haar ma het gaan inkopies doen, so niemand weet wanneer sy gaan terug wees nie. Want lang rye was die hart van die Sowjet-ekonomie. Altyd 'n skaarste en jy moes wag en wag om jou stukkie van goedere en dienste in die hande te kry. Die gemengde ekonomie is 'n kombinasie van hierdie stelsels, maar meerendeels 'n kombinasie van die mark en dan so bietjie owerheidsinmenging en dit gaan maar oor die graad van daardie owerheidsinmenging. So in die geval van wat geproduseer word, vraag en aanbod speel 'n rol. Koste-effektiwiteit bepaal hoe. Maar wanneer dit kom by vir wie, dan meng die owerheid in die werking van die ekonomie. Hulle voorsien openbare goedere en dienste, onderwys, gesondheidsorg, daardie tipe goed, infrastruktuur en tergelykertyd herverdeel hulle inkomste met progressiewe inkomstebelastingstelsels en oordragte aan armer mense. So, eiendomsreg is privaat besit, maar die owerheid meng bietjie in. Koördinering is die mark, maar die owerheid meng in. So ek dink dis die sleutel om hierso te besef. Aan die wat om te produseer kan, dis grotendeels die mark wat in Suid-Afrika en in die meeste gemengde ekonomieë bepaal watter goedere en dienste is beskikbaar. Maar die owerheid kom en hy voorsien onderwys en gesondheid en infrastruktuur. Sovoorts. Aan die produksiekant meng die owerheid in. Hy verseker dat daar mededinging is. Hy beskerm werkers. Hy probeer om sekere bedrywe te ondersteun. Aan die verwiekant, aan die verdelingskant van inkomste, hef hulle belasting, hulle betaal oordragbetalings, so hulle verander bietjie die uitkomste van die markekonomie om dit meer gelyk, meer regverdig te probeer maak. Die debat is eintlik net, hoe vind mens balans tussen die mark en die staat? Daar's baie min mense wat dink mens moet teruggaan na wat vandag aan die gang is in Noord-Korea en Cuba en wat bestaan het in die ou Sowjetunie. Selfs die Chinese ekonomie is hoewel die owerheid 'n baie sterk hand het, is dit nie meer so suiwer sentraal beplan soos in die dae van hoë kommunisme nie. So, wil mens meer so Swede wees, waar die staat het 'n kleinerige rol, maar dit gaan oor herverdeling, oor daai meer regverdige uitkomste. Wil jy meer so Singapore wees, waar die staat 'n baie meer aktiewe rol in die ekonomie speel. Hy meng nie so kwaai in met die herverdeling van inkomste nie, maar hy het besondere planne vir, sê maar, nywerheidsontwikkeling. En in Suid-Afrika, hierdie is die groot vraag. Hoe moet ons betaal vir openbare goedere, soos onderwys? Moet die staat alles voorsien? Gratis hoër onderwys? Of moet studente fooie betaal? Hoe moet mededingingsbeleid werk? Wanneer is 'n firma dominant? Wanneer moet hy belas word, boetes kry, opgebreek word? Wanneer kan jy 'n samesmelting goedkeur? En wanneer geld sogenaamde openbare belang vereistes? Kan die regering wenners kies as hulle sê, maar ons gaan mangaan in Suid-Afrika ondersteun, soos wat hulle op die oomblik argumenteer. Is hulle goed daarmee, of moet hulle eerder uit die storie uitbly en sê, wat met mangaan gebeur het niks met ons te doen nie, ons bepaal onsself net by kerntake, soos infrastruktuur, daarna met die myne en die smelters voortgaan op hulle eie stoom. Natuurlik, die regering gaan so baie inmeng, dat hulle regulering uiteindelik mededingendheid begin demp, dat daar 'n baie hoë koste is om besigheid te doen. Jy kan herverdeel, maar hoe volhoubaar is 'n basiese inkomste toelaag? Dis die vraag van 'n gemengde ekonomie, wat dit so kompleks maak soos wat dit is. Nou, agter hierdie stelsels is daar groot denkers en van vlugtig net so ietsie oor elkeen van hulle sê. Adam Smith gaan deur as die vader van ekonomie, dat die studie van ekonomie het waarlik met Smith begin, maar dan spesifiek van die klassieke ekonome is hy die beginpunt. Hy het al gesê, spesialisasie, arbeidsverdeling, almal kan nie alles doen nie, jy moet 'n spesifieke werk doen waarvoor jy beter betaal kan word.
dan moet ons met mekaar begin handel dryf, lande moet met mekaar handel dryf, en die owerheid moet so min as moontlik inmeng. Hy sien die werking van die markte as eintlik iets ongelooflik. Hy sê die mark stuur prysyne en huishoudings, verbruikers, firmas, almal interpreteer dit. Dit is soos 'n onsigbare hand wat almal se besluite rig. Sy groot boek staan dan bekend as an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Miskien julle sal nou sien, hierdie ouens het nie klein boekies geskryf nie, hulle het die groot vraagstukke aangepak. Sy teenpool, iets wat later was, Karl Marx. Marx, wat dan so bekende boeke, die Communist Manifesto en Das Kapitaal was. Sy hoofargument, mens moet nou onthou, Smith is aan die begin van die nywerheidsomwenteling. Marx is baie meer in die middel daarvan. Toe baie mense hulle landelike bestaan agtergelaat het, verstedelik het, in groot fabrieke gewerk het onder slegte omstandighede. En Marx het gesê, arbeid genereer waarde in die produksieproses, meer as wat hulle kry in terme van hulle loon. En die kapitaliste hou daar die surplus en hulle sorg dat lone altyd laag is deur te mekaniseer en dat daar is eintlik altyd werkloosheid en dit maak dat hulle hierdie surplus kan opvang ten koste van die werkers. En in Marx se gedagtes lei dit onafwendbaar tot revolusie en dan 'n klaslose stelsel sonder enige privaat besit, waar die staat alles besit en met 5-jaar planne die ekonomie reguleer en eintlik alle besluite neem binne hierdie stelsel. Dan uit die laaste van die groot vaders van ekonomie, maar daar's 'n klomp groot denkers, maar dan John Maynard Keynes, soos baie keer in so eerstejaarsvlak opskryf, dit laat dit mens dink asof hy soort van 'n middeweg is, dat hy die gemengde stelsel beskryf. Maar Keynes sy bydrae is eintlik meer tot hoe ons dink oor makro-ekonomie. Hy het sy groot werk, die General Theory of Employment, Interest and Money, het hy geskryf net na die Groot Depressie in die 1930s. En toe eintlik daar massiewe werkloosheid was en die wêreld in 'n sogenaamde likwiditeitslokval beland het Keynes eintlik die fokus gebring om te sê die totale vraag is belangrik en in die geval van 'n groot depressie moet owerheidsbesteding kom en die vraag aan die gang skop en op daardie manier weer die ekonomie laat groei. So hy het eintlik, dit was sy groot bydrae geweest. Nie 'n versoening van suiwer kapitalisme met Marx se kommunisme in 'n gemengde stelsel nie. Die gemengde stelsel het bestaan, maar hy het eintlik gesê, hoe dink ons oor hierdie gemengde stelsel spesifiek in die konteks van 'n ekonomiese krisis, soos 'n resessie of 'n depressie. So, ook 'n groot denker wie se idees op 'n baie groot skaal teruggekom het na die wêreldfinansiële krisis in 2009, selfs na die COVID-pandemie, het die Keynesiaanse aanslag eintlik weer groot aftrek gekry. Nou, die hele hoofstuk daar in die leesbundel sluit af deur te sê, maar hoekom verskil ekonome so oor hierdie goed? Waar kom al hierdie denkskole vandaan ensovoorts? En een daarvan is dat sommige van hierdie vrae het nie 'n enkele antwoord nie. Daar is nie 'n maklike regte antwoord wat jy kan sê, want dit is duidelik, die regering moet infrastruktuur voorsien en die privaat sektor moet uitbly uit paaie, spoorweë, watervoorsiening, elektrisiteit. Dis die regering se werk. Dit is nie so duidelik nie. Dit is baie moontlik dat die privaat sektor 'n rol daarin kan speel. Net so kan jy nou sê, maar wat is die geleentheidskoste daarvan as die owerheid inmeng in die ekonomie? Moet ons dit nie vir die mark los nie? Hoe groot moet die rol van die owerheid wees? Dit is goed waarop hierdie denkskole rus. En hierdie vrae gaan ook gepaard met 'n geleentheidskoste. Mens kan nou sê, die president Trump se tariewe is daarop gemik om Amerikaanse vervaardigers te beskerm en hy gaan nou weer vervaardigingswerksgeleenthede skep in die VSA. Miskien gebeur dit, maar wat is die geleentheidskoste daarvan? Dat verbruikers nou vir 'n lang ruk baie gaan betaal vir die goed wat hulle moet invoer, terwyl Amerikaanse produksie nou uiteindelik op dreef kom. So, ekonome gaan verskil hieroor en gaan sê, maar watter een is die beter uitgangspunt? So net omdat van hierdie vrae eenvoudig nie regte antwoorde het nie. Dit het
dit het uitkomste waaroor ons kan debatteer, is daar so baie opinies en denkskole. Dis ook nie moontlik om te eksperimenteer op die skaal van die makro-ekonomie nie. Een van die vraagstukke wat ons nou in het, is die Reservebank het nou vir 'n tyd lank die repo-koers verlaag, rentekoers het afgekom, die ekonomie groei nie regtig nie. Die vraag is nou, moet hulle nog een laaste keer die repo verlaag as hulle in November hulle vergadering het? Jy kan af nie sê, okay, kom ons verlaag hom en kyk wat gebeur, dan reis ons terug in tyd en ons los hom onveranderd en ons kyk wat gebeur. Daar's nie so 'n opsie om so te eksperimenteer nie. En die gevolg is dan nou dat ekonome verskil ewiglik hieroor. Moet ons nou inflasie probeer laag en stabiel hou, of moet ons bietjie skiet gee en eerder die ekonomie laat groei? Omdat jy nie kan eksperimenteer nie, is daar beduidende verskille. Ek moet bysê, daar is velde van ekonomie waar daar wel eksperimente plaasvind op 'n mikrovlak. So byvoorbeeld, moet jy vir arme mense eenvoudig net kontant gee. Moet jy kontant gee en 'n klomp voorvereistes stel, want jy kan die kontant kry as jou kind ingeënt is, of as jou kind in die skool is, of as jy bewys jy is in opleiding. Moet jy so oordrag onderhewig maak aan 'n voorwaarde. Moet jy kontant gee of moet jy vir mense kospakkies gee? Dit is goed waarmee daar eintlik konstante eksperimente aan die gang is. Die mikro-ekonomie praat hulle van die sogenaamde credibility revolution, waar mikro-ekonome beleid baie beter maak deur uit te gaan en te eksperimenteer en te kyk wat werk beter in watter kontekste. En aan die einde, almal bring maar hulle eie pakkie, en dis waar bevooroordeelde opinies vandaan kom. Die lot van ons is 'n funksie van jou opleiding. As jy by 'n klassieke professorsklas gekry het, is jy waarskynlik ook 'n klassieke ekonoom. Waar as jy by 'n klomp heterodokse ouens beland het, dan gaan jy ander sienings hê oor hoe die ekonomie werk en behoort te werk. En die ekonome kan na presies dieselfde syfer kyk en totaal verskil, want hulle kom uit verskillende agtergronde en verskillende denkskole, en daar's baie grappies hieroor. Ek dink, ek kan nie onthou wie nie, miskien was dit Winston Churchill, ek is nie presies seker nie, het gesê, hy soek asseblief 'n ekonoom met net een arm, want hy is moeg om te hoor, on the one hand, on the other hand. Hy soek een antwoord, maar dis baie moeilik om te kry. Dames en here, baie dankie. Ek hoop julle vind hierdie leereenheid interessant. Dit is nou baie minder analities as die vraag en aanbod stukkie. Dis lekker verhalend. Ek dink dit is lekker interessant en dit knoop aan by baie van die vraagstukke wat ons oor dink oor, hoe moet die Suid-Afrikaanse ekonomie georganiseer word? Wat is die rol van die mark? Wat is die rol van die staat? Wat se tipe hervormings wil ons sien in die makro-ekonomie?